of uitermate goed. Selfs die weer. Ons uit, nou waai ons weg. Nee, dit werk, alles werk hier, hoor. Dit werk goed, behalwe die krag. Dit is daar 'n generator wat ook wel werk. Dit is lekker om julle almal te sien. Ek sien daarna uit om vanaand saam met julle te kuier. Die teks wat ons na kyk is die immer bekende 2 Konings 4 vers 1 tot 7, die wonderwerk van die weduwee se kruik wat oorloop. En die tema vir vanaand is die jaar se beker loop oor. Ons gaan begin deur staande lekker saam te sing, voordat ons dan met die res van die predikings aangaan. So kom ons staan en dan sing ons lekker saam. wat verby is, wat nou op sy rug lê. En as ons so terugkyk na die jaar, dan onthou ons al die mooi dinge en ook soms bietjie
minder mooi herinneringe, die nuwe dinge, al die uitdagings wat ons aanvanklik gedink het, ons gaan dit nie oorleef het nie, en hier sit ons vanaand, en uiteindelik, as ons terugkyk na die jaar, is dit ook aanwendbaar, om terug te kyk na dit wat die jaar, deur die kerklike jaar, dit wat ons alles herdenk en gevier het. Nou dit het begin by Advent en Kersfees, en toe later ook die werke van Christus, en natuurlik Paasfees en Pinkster, en toe het ons ook Koninkrykstyd gevier, wat nou natuurlik die langste seisoen van die kerklike jaar is, Koninkrykstyd gevier, waarin ons weer besef, wat is ons opdrag, en opnuut weer ons opdrag ontvang, om weer 'n verskil te maak in ons gemeenskap, in ons huise, in die wêreld, in die koninkryk. En deur dit alles het ons, soos wat ons terugkyk, dan besef ons dat eintlik is dit eenvoudig net so. Elke keer wanneer ons so aan die einde van die jaar is, ons kyk terug, kan ons nie anders nie, as om vir Here dankie te sê. Dankie vir oorvloedige genade en seën. Soms het dit vir ons gelyk asof dit bietjie kort kom, en soms het ons nie geweet hoe gaan ons môre deursien, maar hier sit ons vanaand. En ons is almal dankbaar vir 'n mooi jaar. Ja, hy het sy standpuntstode gehad, maar dit was mooi, en dit was goed. En daarom gaan ons ook nou, wanneer ons na die gebed en die seëngroet, gaan ons na die 5 momente van die narratief wat afgespeel het hierdie jaar, die kerklike jaar, gaan ons daarna kyk. Die storie wat ons deurleef het, waarin ons mekaar herinner het, 5 momente in die storie van God, so saam met ons deur hierdie jaar. Maar voordat ons daar kom ons berei onsself om onsself ontvanklik te maak vir die woord van Here, en dan bid ons nou saam. Here, almagtige God, dankie dat ons by oujaar is. 31 Desember 2025. En kan ons nou uitsien na 'n mooi 2026. Dit is soms bietjie angswekkend om te dink dat 'n nuwe jaar voorlê, en dat hierdie jaar ook nou alweer 'n klomp nuwe uitdagings gaan bied. Maar is dit ook net so opwindend? Want ons weet ook dat selfs al is dit uitdagings, is dit, Here, nuwe geleenthede en moontlikhede waarin ons heel waarskynlik nader gaan groei aan U. En ons kan opgewonde wees van al die mooi dinge wat ons weet hierdie jaar gaan gebeur. En wil ons vir U vra, Here, dat terwyl ons nou vanaand hier by mekaar is, so vir oulaas, vir 2025, dat U, Here, ons sal kom herinner aan die mooi. En dat ons sal vergeet van die ongemaklikhede. Nie noodwendig asof dit nooit gebeur het, dat ons wel daaruit sal leer, maar dat dit nie ons sal vashou. En dat ons nie daardeur, deur die wens van daardie minder mooi herinneringe na 2026 sal kyk en nie die geleenthede gaan raak sien. Daarom is ons hier. Ons is hier om dankie te sê, aan U die eer te bring vir die jaar wat verby is, maar ook om in nederige afhanklikheid vir U te kom sê. Ons is opgewonde. Ons is opgewonde vir die pad wat U met ons kan stap. En hier waar ons dit nou doen, kom ontmoet ons asseblief hier. Kom gee vir ons hoop, sekerheid, sodat ons, wanneer ons weer uitstap, opgewonde kan wees vir al die nuwe stappe wat U vir ons beplan vir die jaar wat voorlê. Amen. Medegelowiges, getroue dienaars van die Here Jesus Christus, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees.
Ek het nou saam met julle gebid, maar ek wil tog nou ook geleentheid vir stil gebed. 'n Tydjie waar jy nou self met die Here gaan praat. Ek het nou maar oor die algemeen gepraat, maar jy weet heel moontlik nie heel moontlik, definitief. Iets waarvoor jy vir die Here wil dankie sê, hier waar jy vanaand sit. Iets wat deur die jaar gebeur het, nuwe seëninge wat jy ontdek het. Dalk 'n oorvloed van genade op 'n onverwagse manier. Geen geleentheid vir stil gebed waarin jy hierdie jaar wat verby is, aan die Here kan opdra en dank. Amen. Ons gaan nou so deur die 5 hoofmomente van die narratief stap. Elke keer dan gaan ek so 'n kort teksgedeelte lees wat ons herinner aan die storie om uiteindelik te kom by dit wat ons vanaand herdenk, en dit is die feit dat ons bekers oorvloei. Nou die eerste deel van die narratief is die geboorte en werke van Jesus. Lukas 2, vers 36 tot 40. Dit is nou, ek praat nou van Kersfees verlede jaar nie. Dis mos waar die kerklike jaar begin ons op die Kersfees. So verlede Kersfees. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Vanja, uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Josef hulle alles nagekom het wat die wet van die Here voorskryf, het hulle na Galilea teruggegaan, na hulle eie dorp, Nasaret. Die kindjie het gegroei en sterk geword, en hy was vol wysheid, en die genade van God was op hom. In Johannes 4, vers 25 tot 26, die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Die tweede deel van die narratief was natuurlik lydenstyd. Johannes 3, 16 tot 17. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Na lydenstyd, dan vier ons koninkrykstyd en ons opdrag. Matteus 28, vers 18 tot 20, die groot opdrag.
Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En die laaste deel van die narratief is Advent. Die tyd wat ons nou onlangs gevier het, wat weer met vir ons aan die hand van die 4 temas, hoop, vrede, vreugde en liefde, om herinner het, dat God het met ons 'n plan, en al lyk die wêreld soos 'n stormagtige see daar buite, is sy anker altyd stewig. Openbaring 22 vers 16 tot 21 lees ons, ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeentes te betuig. Ek is die wortel, dit is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat dit hoor moet sê, kom. En elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die pla byvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe staan. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom, Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal by almal wees. En hierdie narratief het ons ook herinner aan die feit dat ons 'n verhouding met die Here het en dat ons geloof op sigself alreeds genade is. En daarom elke keer wanneer ons bely en wanneer ons geloof aan enige iemand of selfs net aan onsself bely, of dit nou in gebed is, of dit in woorde is, of dit in dade is, dis genade om dit te mag doen. Ek nooi julle om nou as toetrede en as 'n belydenis op te staan en saam met my te sing die 265 vers 1 en 2 enigste Here enkele is 'n belydenis. Here, ons is in afwagting vir wat U nou met ons wil kom deel. Maak ons ontvanklik, 'n leergierige gees en 'n hart wat blymoedig elke saadjie wat U nou deur die Gees in ons kom saai. Sy oop arms sal ontvang en sal groei om dit te laat deel word van ons lewe. Kom praat met ons, Here. Die kinders luister graag. Amen. Die teks
soos ons nou gesê het, is 2 Konings 4 vers 1 tot 7. Lees aan. 'n sekere vrou, die vrou van iemand uit die profete groep, het die hulp van Elisa ingeroep. U dienaar, my man, is dood, en u weet self dat die dienaar ontzag gehad het vir die Here. Die skuldeiser het nou gekom om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Vertel my wat jy in jou huis het. Sy het geantwoord, die slaaf het niks in die huis nie, net 'n kruikie met olie. Hy sê toe, gaan vra houers by al jou bure in die straat, die houers, moet net nie te min vra, gaan daarna in en sluit die deur agter jou en jou seuns. Gooi dan die olie in al hierdie houers, die wat vol is, moet die eenkant wees. Sy het toe van hom weggegaan. Sy het die deur agter haar en haar seuns gesluit. Hulle het vir haar die houers aangegee en sy het ingegooi. Toe die houers vol was, het sy vir haar seun gesê, gee nog 'n houer vir my aan. Maar hy sê vir haar, daar is nie nog 'n houer nie. Die olie het toe ophou vloei. Sy het gegaan en vir die man van God vertel. Hy het gesê, gaan verkoop die olie en betaal jou skuld. Jy en jou seuns kan dan leef van wat oor is. Nou, vriende, hier is 'n treffende stuk, en ons almal ken dit. Ons het dit nou al geleer in sonnaskoolklasse, en ons het dit geleer by die van julle wat dit wel gehad het, Bybelkunde op skool, en hopelik het jy iewers by die huisgodsdiens het iemand dit vir jou al gelees, of is dit 'n kinderbybel uit, maar ons almal ken hierdie verhaal baie goed. En omdat ons 'n verhaal so goed ken, dan soms mis ons sekere van die detail as nuances, wat ons net weer bietjie inskerp om op 'n ander manier daarna te kyk. Maar voordat ons nou daaroor spesifiek vra, wil ek nou vanaand vir jou vra, soos wat Elisa weer die week gevra, wat het jy in jou huis? Hierdie is sommer die erdekoppies en die erdeborde. Ek weet nie wie van julle dit nog in jou huis het nie. Ons het nog, en dit word in steede van toe dit in gebruik was, word ons uitgehaal net vir spesiale geleenthede. Want deesdae gebruik ons nou ander goeders, maar die erdegoed is vir ons spesiaal, nee? Ons het groot geword op kampe en by die skool, op skoolkampe en op sonnagskoolkampe en elke ding, want jy kon mekaar saam met die beker bykom en hy sal nog steeds survive. Jou pel nie noodwendig nie, maar die beker sal survive. Of hy kon geval het en dan is daar 'n chip af en dan het hy nou 'n swart kolletjie daar waar die enamel afgechip het, maar hy het nog steeds gewerk. En as jy nou nie oppas nie, jy het baie vinnig geleer dat jy blaas jou koffie, jy wag tot dit warm is, want as jy daai enamel beker teen jou lippe sit en dis nog nie afgekoel nie, ja, dan het jy sommer 2 glip agter. Nietemin, hierdie bekertjies laat my nou nog 'n half dink aan toe Elisa vir die vrou vra, wat het in jou huis? Dat ons ook maar ons bekertjies in die huis het. Nee? En ek het nou begin met die vraag, wat het jy in jou huis? Wat het jy in jou huis? Ek praat nie noodwendig van die bekertjies nie, maar as Elisa vanaand hier was en hy sou vir jou vra, wat het in jou huis? Dan sou jy dom moontlik kon sê, ek het daarom 'n brood in die huis, my spens is relatief vol, ek het bietjie konfyt, ek het dalk 'n halfgeëte melktert in die yskas, van Kersdag se lamsbout wat oorgebly het, wat ons kan sny om op die broodjie te sit met soet mosterd. Dalk kan jy sê, ek het gesondheid. Nie meer soos toe ek 18 was nie, maar ek kan oor die weg kom. Ek het vriende wat vir my omgee. Ek het familie vir wie ek lief is. Almal van ons het bekers in ons huis. En ons is geneig om mis te kyk wanneer ons na ons bekers kyk. Want as ek nou vir jou vra, wat se beker het jy in jou huis,
en ek het nie noodwendig self vir jou 'n aanleiding gegee, dan sou jy ook kon sê, ek het net 'n kraffie met 'n klein bietjie olie. Spreekwoord. Ek het net 'n klein karretjie. Ek het net 'n slaapkamer blyplek. Ek het werk, maar ek het 'n baie klein salaris. Klein bietjie. En soos wat ek hierdie teks lees, dan sien ek daar, sy het gesê, ek het 'n klein kruik met 'n bietjie olie. Maar ons vergeet dat selfs die kleinste van kruike of bekers loop oor. En dan maak dit nie saak hoe groot daai kruik is. As ek hier so 'n erde koppie sou neersit en hy loop oor, of ek het hier so 'n groot kan en hy loop oor, wat is die verskil? As dit kom met oorloop, wat is die verskil? Geen. Want albei loop oor. En ons kyk soms so vas na die grootte van my bekertjie, dat ek mis die volume van die oorloop. Veral ook omdat ons baie maklik na ander mense se bekers kyk en dit dan vergelyk. Ek het 'n erde koppie met 'n chip weg, maar die ander mense, kom ons sê nou maar die bure, hulle gebruik keramiekbekers. En die mense skuins oorkant, hulle het nie eens bekers nie, hulle gebruik kristalglase. Want wanneer ons die bekers en die volume meet, dan in steede daarvan dat ons sê my beker loop oor, wil mense baie graag sê my spaarvarkie loop oor. Want as ons die seëninge wil meet, dan wil ons dit veel eerder meet aan, het ek 'n 4x4 of het ek 'n kruiwa? Ry ek 'n John Deere of ry ek 'n Keis? Het ek 'n 4 slaapkamerhuis of 'n 1 slaapkamer blyplek? En dan meet ons dit so streng aan aardse standaarde, dat die mates raak op 'n stadium vir ons wet. En raak ons so vasgevang in hierdie wet, dat ons nooit meer die grens oorsteek om te sê, maar dis oorvloedig. Die oomblik as ek net die grens oorsteek, as ek die wet breek, as ek net verby die aardse standaarde kom, waaraan ons die goed meet, kom ek agter maar, eintlik loop my beker oor. Of dit nou 'n erde beker is, en of dit 'n keramiek beker is, en of dit 'n kristalglas is, dit maak nie saak nie, dit loop oor. En dis waaroor dit gaan. Dit is waaroor dit gaan in hierdie gelykenis. Het gaan oor die oorloop. En dat die oorloop soveel is, dat dit nie net vir haar seuns tot voordeel is nie, maar die hele samelewing het daar 'n voordeel getrek, want almal kon olie kry. En genoeg dat sy selfs die skuld kon betaal. So selfs die skuldeiser was gelukkig. En nog genoeg dat sy en haar seuns van die res kon leef. So sy kon aanhou verkoop, sy kon aanhou om self te gebruik. Dit was so baie dat dit vir ander ook baie was. En nou is hier die gelykenis, is dit nou olie. Ok, en ons kan baie daaroor sê, maar dit is, ek sal 'n volgende gesprek oor dit hê. Maar die olie verteenwoordig eintlik mos nou maar iets anders, dit weet ons almal. En in my en jou lewe is die olie ook nie noodwendig parafien of toestrik nie. Dit gaan oor al die genade in ons lewens. Kyk terug na hierdie jaar. Jy het nou net hier gesit in stilte.
En ten minste daar vir een ding, hoop ek, dankie gesê. En daai een ding was soveel, dat jy nou, 31 Desember, dit nog steeds onthou, en nog steeds daarvoor wil dankie sê. Want dit was so baie. Selfs al is dit net nie. Daar's kenmerke, en ek wil uit my eie nadenke oor die teks, wil ek met julle hierdie kenmerke deel. As ek nou na 'n beker kyk wat oorloop, en ek mis dalk die res, omdat ek eerder graag wil sê my spaarvark loop, is daar kenmerke van die beker wat oorloop, wat ons van God af kry, wat ons aan kan dink, en wat ons kan onthou, al is dit net om vir dit dankie te sê, is dit al klaar genoeg wat dit loop op klaar. Die eerste kenmerk natuurlik, is dat ek weet vir 'n feit, dat almal van julle het vandag gebid. Almal van julle het vandag. En dis al klaar genoeg, wat die Onse Vader, vir ons vir die Here, Here gee vir ons daaglikse gebed. Nie genoeg kos vir 'n hele seisoen nie. Ons daaglikse gebed. So die Here voorsien, hy het vandag aan jou genoeg voorsien. Genoeg dat jy selfs kans sien om te gaan slaap en môreoggend op te staan en te weet, Here gaan aanhou voorsien. Is dit nie genoeg om vir dankie te sê? Die tweede is om te kan lewe. In Spreuke lees ons, waar lewe is hoop. Jy kom daar oor die weg met 'n kruk, net jou rond. Of jy sukkel voor met 'n rolstoel. Of in die oggende, my vrou lees vanmiddag 'n ding wat sy raak lees op Facebook. Sê sy, die persoon vra hoe gaan dit? Dan sê sy, dit gaan goed. Ek het so baie pyn en ek het nie eers plek vir al die pyn nie. Nou, dalk het jy staan jy in die oggend op met pyne waarvoor daar nie 'n plek is nie. Maar jy staan op en jy nie. En dit op sigself gee hoop. 'n goeie verhouding. Ons Spreuke 17:17 sê, op 'n vriend se liefde kan jy altyd reken. Goeie verhoudinge. Jy het goeie verhoudinge met die Here. Of jy nou die sterkste introvert is wat niks van ander mense hou nie. Jy het nog steeds 'n ma wat vir jou lief is. Of jy is 'n ma wat vir iemand anders lief is. Ek vat sommer nou net 'n voorbeeld. Dalk is dit 'n broer of 'n suster. Dalk is dit 'n eggenoot. Heel moontlik dalk 'n kind of kinders in wie jy jou vreugde vind. Vriende wat jy kan weet, jy kan bel, 2 in die oggend. Hulle gaan nie vra nie, hulle sê nie, ek is op pad. Is dit nie genoeg rede om dankbaar te wees nie? En dan natuurlik, hier is my baie belangrik, God se openbaring. As ek nou vir jou vra, hoe grand sal jy nou voel? Nee. Hoe trots sal jy op jouself wees, as jy nou 'n oproep kry? Ek hoop ten minste jou foon is op saai. As jy nou 'n oproep kry, en dis Rassie Erasmus wat jou bel, om vir jou te sê, voorspoedige nuwejaar. Of dalk Bill Gates, nee? Wat jou bel en op jou naam noem, en sê, hoorie, Piet, ek wil maar net vir jou sê, ek hoop jy het 'n mooi jaar. Of dames, Brad Pitt, ek weet nie of dit meer die man is nie, ek weet nie, ek is kyk nie daar, maar kom ons sê nou maar Brad Pitt, of dan so, nee, wat is dit, Chris Hemsworth, ja. Ja, of dalk Taylor Swift, ja, kom maar net vir jou sê, hoe grand gaan jy voel, nee? Nou wil ek vir
vir jou sê. Dit beteken absoluut niks in vergelyking met die feit dat God elke dag aan jou deur klop en vir jou sê, jy is vir my belangrik. Want selfs Taylor Swift is deur God gemaak. Die maker, die skepper, die een wat baie belangriker is as selfs as Rikus Nel jou bel en sê kom braai by my. Is nog belangriker as dit, nee? God. Openbaring sê, kyk, ek staan by die deur en klop. Elke dag. Is dit nie genoeg rede om vir dankie te sê? Dat God in jou belangstel en met jou die pad van stap. En dan natuurlijk, dit wat ons elke jaar vier, die kern van die evangelie, die feit dat ek en jy die kruis vryspring. Want Jesus Christus het wag. So, selfs al kies jy net een van daai, is dit genoeg rede om te kan terugkyk op 2025 en te sê, dan die Here my beker oor. Nee? Hoor mooi staan dit, die Psalm 23 in die boodskap se vertaling. Die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig. Hy gee vir my die heel beste van alles. Kos, veiligheid, klere, vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids lei hy my om elke dag volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is en ek vir God is. Selfs wanneer my lewe vir my so donker word dat ek nie weet wat ek kan doen nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is ons altyd by my. Dit troos my dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby aan U lewe nie, kan maar net verleer toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale eregas. Ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed wees en my lief hê, solank as wat ek lewe. Ek sal naby lewe, tot ek die dag doodgaan. Nou vriende, dis hoe ons nou 2025 afsluit. Met 'n glimlag van dankbaarheid. Eintlik half oorweldig oor die goedheid en die seën van die Here. Want elke dag, selfs die jaar wat voor lê, is genade. Amen. Kom ons bid. Here, baie dankie. Nogmaals, 1000-maal dankie. Ons kan nie genoeg, Here, vir U sê hoe dankbaar ons is oor die feit dat ons die genade en die seën in oorvloed ervaar. Elke dag, selfs die donker dae. Ons wil, Here, die eer van 2025 aan U opdra. Sal U glory aan God alleen die eer vir al die mooi, al die seën, al die genade vir die heel beste. En met daardie wete, dankie vir 2026. Ons weet nog nie waarvoor ons alles gaan dankie sê, maar ons weet dat ons al klaar kan begin dankie sê. Here,
U is vir ons 'n goeie herder. En U laat nog steeds, elke dag, ons bekers oorloop, selfs al is dit 'n erde beker met boorgif water. Amen. Kom ons staan, sluit ons af met ons slotsaam, die 266, juist die gebed waarvan ons nou gepraat het, ons Vader wat woon in die hemel, en dan bly ons staan vir die seëningsvraag aan die einde. En ek wil tog vra dat julle ons net sal kans gee, my vrou, ons nie daar by die deure kom, ons wil graag soos wat julle almal uitstap, net vir julle voorspoedige jaar te wens. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genade wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.